Hartlik goeiemôre vir die vir wie ek nog nie handdruk gegee het nie. Hoop dit gaan met jou goed. Vertrou dit gaan met jou goed. Ek het terwyl ek nou so gekyk het, ek gewonder, julle moet dalk miskien so stelselmatig, ek sien die meerderheid sit hier, elkeen vir hom so lank 'n plek. Wie kan begin inneem, want hierdie ding van tennis speel. Jy weet my kop gaan so in die oggendmôre, dan jy weet my fisio-rekening begin nou hoog raak. So kerkraad moet dalk miskien 'n bietjie dink aan 'n verhoging. Maar nee, sommer net so op ligte lyn. Ek hoop dit gaan met elkeen goed, ook vir besoekers wat vanmôre by ons is, baie welkom. Ons is bly julle kom aanbid saam met ons vanmôre. Wat ons aankondigings aanbetref, julle het alles reeds gelees. Daar's net 4 saakies, ek hoop nie hulle kry kleintjies nie, 4. Onthou volgende week is Bybelverspreiding, so dan neem ons weer 2 kollektes op, bankkollekte en deurkollekte, en dan die ander stukkie inligting wat ons net wil deurgee is dat ons het nou weggemaak met ons landlynnommer. So aan die, ek sien dit lyk vir my reeds so aangebring, dat ons nie meer 'n landlyn nommer het nie, gewoon omdat ons die ding net min gebruik. Dis nie lonend om die ding meer te hê nie, so daar is Cynthia se nommer en gelukkig ken julle nie my nommer nie, so julle hoef my nou nie vir enige ding te bel nie. Maar nee, jy is welkom om my ook te bel. Dan die derde ding wat ek met jou wil deel is die 7de tot die 10de September is week van gebed. Die tyd hardloop so vinnig uit. Dit is oor so 2 weke van nou af. Jy kan so lank as jy wil vir daardie week gaan ek 1 Petrus gebruik. So as jy nou in hierdie tyd, daar is net 5 hoofstukke in Petrus. So as jy nou al wil 'n soort van agter die kap van die Bybel kom, of as jy self net wil lees, gaan lees maar 1 Petrus. Dit vat 'n mens 5 dae, dan het jy die boek deurgelees en dan begin jy maar weer te lees. So loop die Here maar met 'n mens 'n pad. En dan die tema wat ek op hierdie stadium aangedink het, is dan die tema, hoor jy die leeu brul. Dan die lys van voorbidding vir wie ons vra, en uit die aard van die saak is daar natuurlik baie ander wat ook voorbidding nodig het, maar dis die name wat ons met julle deel. Dan verjaarsdag hierdie week, Mariaan, as jy dalk vergeet het, onthou dis jou verjaarsdag, maar ons sal vir jou geluk sê, Dinsdag, nee, dink ek is die 25ste, verjaar lekker, hoop jy sal 'n mooi dag hê, en ook seën vir die nuwe lewensjaar. Dan, Susan verjaar dan die 26ste, en die 28ste is dit Wanda Du Plessis wat verjaar, so 'n baie geluk met die dag. Dan het ek vir Cynthia 'n redelike lang gedeelte gegee, so hy pas nie heeltemal so mooi leesbaar nie. Dit sal nou natuurlik vanmôre die toets wees. Nee, ek sal sien wie se oë is waar, wat die ding daar moet hou om te lees, of die ding hier moet hou om te lees. Maar so probeer ons nou maar altyd om ook maar net die skrifgedeelte met julle te deel, maar dis 'n lang gedeelte en dan staan nou nie altyd plek daarvoor nie. En dan die laaste ding is dan om te sê, as jy nie te haastig is na die tyd nie, kom drink gerus 'n koppie koffie of tee saam, kom kuier sommer net so 'n kort oomblik voordat ons nou maar weer terug hardloop na ons lewenswêrelde toe en met ons dag en met ons weekse program gaan begin. Vanmôre wil ek dalk miskien omdat
daar in my eie lewe ook dinge is wat soms maar onstuimigheid veroorsaak. Dalk omdat ek in my eie lewe ook beleef dat ek nie altyd is of dat omstandighede of dalk keuses wat ek in die lewe maak veroorsaak dat ek nie altyd op die plek is waar ek moet of veronderstel is om te wees nie, en dan is daar 'n velerlei van omstandighede en emosies en skommelende gedagtes en wetes in 'n mens se eie lewe. En Psalm 46 is die psalm en is ook die woorde wat ek vanmôre wil gebruik vir ons almal se lewe. En dat ek en jy ook met hierdie woorde in ons lewe sal fokus. Môre en oormôre vermoed ek gaan daar ook maar weer dinge wees wat op een of ander manier stof in ons lewe opskop. Psalm 46, die een vers daar sê, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Mag dit vir vanmôre se geleentheid so wees, mag dit ook môre vir jou en my lewe so wees, ook vir Dinsdag en Woensdag en elke ander dag van ons lewe. Ek gaan vir ons voorgaan in gebed. Nadat ek gebid het, gaan ek 'n luisterlied speel waarop of wat ons wil gebruik om mee te fokus, en dan daarna gaan ons dan 'n lied saam sing en dan gaan ek die wet en die res van die erediensgeleentheid hanteer. En natuurlik ook vir julle by die huis voordat ek vergeet, baie welkom as jy vanmôre inskakel of wanneer jy ook al inskakel, mag ook vanmôre se geleentheid vir jou tot seën wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons, wanneer dit deur mekaar gaan in ons lewe, hierdie verfrissende woorde kan hoor. U is God, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Dankie dat u ons wat klein stoffelike wesens is, raak sien. En dat u met 'n geleentheid soos hierdie vanmôre ons elkeen wil omarm. Dankie dat ons, wanneer ons die woord gaan oopmaak, ook iets kan beleef van dis hoe u ons nader trek. Dat u woord nooit bedoel is of dat u woord bedoel om ons weg te stoot nie, maar altyd die goeie nuus daaruit sal hoor. Seën ons saam wees. Dankie dat ons so saam met mekaar kan wees, saam kan bid. En mag dit wat ons in hierdie oomblikke doen, maar net die grootheid van ons Here verkondig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir elkeen van julle. Hierdie genade en vrede kom van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God se Heilige Gees.
Kom ons staan, dan sing ons die volgende lied saam. Die hemel is hier, en sy glans soos gesang. Hy is die heilige van God, en hy is oor die heelal. Daar is macht in sy woord, soos die waters uit sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trouw. En dat is die macht, en die heilige kracht, en dat is die Heer, en die lof van Ek wil graag met jou die wet van die Here deel en ek lees uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf
laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, kom ons bely ons sonde. In 1 Johannes 1 vers 9, dan lees ons hierdie bevrydende woorde wanneer hy vir daardie gemeente en uiteindelik ook vir my en vir jou skrywe. En wanneer hy sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van elke ongeregtigheid. Mag dit die goeie nuus wees wat ek en jy vanmôre hoor. Om vuil vanmôre hier in te gestap het en skoon na ons lewenswêreld toe terug te staan. Kom ons staan en dan bely ons geloof, en wanneer ons dit klaar bely het, dan neem julle weer julle sitplekke in. Kom ons staan, en as jy vrymoedigheid het, dan bely ook hardop saam met my hierdie volgende woorde. Ek glo in God die Vader,
die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jy kan maar weer sit. Ons is by die 13de Koninkryk Sondag. Hierdie jaar is daar 26 Koninkryk Sondag, wat beteken dat ons dan nou vanmôre by die helfte is. Net by 'n prentjie uitkom. Anders is dit So ons is by die 13de Koninkryk Sondag, wat beteken van hier af vorentoe is dit nou net afdraande. Ons is by 13 of ons het by 13 uitgekom, daar's nog net 13 Sondae en dan begin ons met die Kersfeestyd min of meer, die Adventtyd. En dis hoe vinnig die tyd verby hardloop. En vir vanmôre se geleentheid gaan ek vir jou lees uit Eksodus 1 vers 8 tot 2 vers 10, as jy kan saam lees, as dit vir jou moontlik is. Dis nie Cynthia se skuld dat dit so klein is nie, dis dalk miskien ek wat vir haar so lank gedeelte gegee het, en sy het probeer om vir julle goed te wees en dit af te druk, en dan, nou ja, dan kom dit nou nie altyd so goed uit nie, maar as jy kan saam lees, dit is daar afgedruk, maar ek lees vir jou Eksodus 1 vers 8, 'n storie wat ons almal baie goed ken, maar ek hoop dat die gedagtes wat ek vanmôre met jou daaruit gaan deel, dat dit vir jou verfrissend gaan wees, verhelderend, dat dit ook vir jou 'n uitdaging gaan wees, maar ten diepste dat dit woord van die Here is, wat uiteindelik vir mense soos ek en jy troos en hoop inhou. Vir die paas en die maas wat kinders het, wil ek sê, julle moet ekstra hard luister, want hier's gedagtes hier in hierdie gedeelte wat julle agterna, wat ek nie tyd het om dit nou vir die ou heel kleintjies af te breek, en nou nog vir die oudstes en die slimstes en al die meer te verduidelik nie, so julle gaan moet ekstra hard luister, sodat julle na die tyd ook vir julle kinders hierdie woord kan deel. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pithom en Ramses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete
en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê: as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao: die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. 'n man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n bessie mandjie gekry en dit met klei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter: mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die farao het haar geantwoord: ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma: neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom mos by die water gehaal. Nou ja, 'n storie wat ek vermoed wat ons almal goed ken, veral ons wat ouer is, en dat dit vir ons terugneem na ons jonger dae, na ons kinderdae toe. Ek wil graag vanmôre met jou gedagtes deel rondom die tema: waar pas ek by die prentjie in? En ek hoop dat die vraag, die tema, soos ek hom verbind aan 'n vraag, dat die klompie gedagtes wat ek met jou gaan deel, dat dit vir jou sal help dat wanneer jy agterna nou moet gaan dink, en dalk miskien al baie keer in jou lewe gedink en gewonder het, waar pas ek in? Wat is die doel van die Here met my lewe? Hoekom is ek nie 100 jaar gelede gebore, of hoekom het ek nie 100 jaar gelede of 200 jaar gelede geleef, of
dalk 100 of 1000 jaar van nou af nie. Hoekom juist nou dat hierdie tema van môre dalk ook vir jou sal help? Waar pas ek by die prentjie in? Dit maak nie saak waar ons onsself in die Bybelse prentjie inpas nie. Glo my as ek maar vanmôre vir jou sê dat van die mees onbybelse en onteologiese gedagtes is daar waar ons onsself in die prentjie plaas. En enkele voorbeelde hiervan is, ek is altyd die ridder, of die prins op die wit perd, maar ek is nooit die misdadiger nie. Erna Kim Hackett verwys hierna as die Disney Prinses Theology of die Disney Prinses Theologie. Wanneer ons die stories van die Bybel lees, dan sien ons onsself maar altyd, gaan ondersoek dit maar in jou lewe, ons sien onsself altyd as die prinse of die prinsesse van die stories. Dit sal altyd Esther wees, nooit Ahasveros of Haman nie. Eerder Petrus as Judas. Ons sal die vrou wees wat Jesus salf, maar nooit die Fariseer nie. Ons sal die Israeliete wees wat oorwinnend uit Egipte uittrek met ons gespaarde eerstelinge en eerstgeborenes, maar nooit die Egiptenaars nie. Wanneer ons mense met mag is, sal ons onsself nooit reg in die skrif kan insien of kan inlees nie. Want ons word blind gemaak en sleg en onbehoorlik toegerus om met die probleme wat met mag saamkom, om dit reg te kan aanspreek, en dit is slegte teologie. Wanneer ek deel word van 'n sisteem, wanneer ek nie meer na buite toe kan kyk nie, wanneer ek nie self geïdentifiseer word nie, dan is dit slegte teologie. En daarom wil ek so 'n paar rigtingwysers met jou deel wat ek vermoed wat vir ons as koninkrykskinders sal help. Want dis mos wat ek en jy in hierdie week en wat ons in die wêreld moet gaan doen. Eintlik moet ons in die vertroue lewe die wêreld wag dat ons op so 'n manier gaan leef, dat hierdie wêreld tog uiteindelik anders daar sal uitsien. Ek wil begin by die Farao. En wanneer ek oor die Farao met jou kom praat en net enkele gedagtes deel, dan wil ek vir jou sê of vir jou aanraai om maar net al die verkeerde opvattings wat daar oor 'n Farao bestaan of die prentjies wat ons van 'n Farao het, net eers uit ons gedagtes sal kry. Die prentjies wat ons, veral ons wat ouer is, wat vir ons en ons kinderdae opgedis is oor hoe die Farao lyk, is so ver van die waarheid af vir 'n bepaalde rede. Ek en jy moet nie aan die Farao dink as
'n persoon met 'n mustache-agtige wese wat met sy opgekrulde vingers aan sy troon se handvatsels vashou nie. Wanneer ons aan so iemand dink wat daar op sy troon sit, dan hou dit ons ver weg. Dan is dit iemand wat die realiteit van die storie wat die Bybel wil vertel van ons af weghou. En as ons so 'n prentjie het van hoe die farao lyk of iemand wat in gesag oor ons aangestel is, dan kan ons nie sisteme insien waar onreg en waar verdrukking of ongenaakbaarheid en verslawing plaasvind nie. As daar van die goed is wat dalk vanmôre by jou verbygaan, wat jy dalk nie reg hoor nie, vanmôre se diens, die sal op YouTube wees. Jy kan dit altyd weer gaan besoek en altyd weer hierna luister. So 'n prentjie van iemand wat net daar hoog op sy troon sit, maak dat ek en jy onsself ook nie kan insien daar waar onreg en verslawing plaasvind nie. En as 'n mens nou die storie van Exodus gaan lees, dan sal 'n mens nou later sien hoe dat die farao se hard geword het. Wat beteken dat sy hart was nie altyd so gewees nie. Die vraag wat 'n mens dan vra is, hoe gebeur dit dat iemand op so 'n plek kom? Hoe gebeur dit dat iemand op die einde so raak en dat hy babas vermoor en van mense slawe maak? En dat hy dink, dit is 'n goeie idee om mense te onderdruk. Hoe gebeur dit? En daarom wil ek vir jou vra dat wanneer ons aan die farao dink en aan gesagsposisies dink, kom ons dink onsself ook net eers in 'n magsposisie in. Miskien dink jy vanmôre, ek is afgetree, ek is met pensioen. Ek's 'n oupa of 'n ouma wat maar daar eenkant lewe. Of ek het dalk miskien 'n baie eenvoudige werk wat daar nie vreeslik aansien aan is nie. En dat ek na alle waarskynlikheid nie in 'n magsposisie is nie. Maar dink aan jou posisie by die werk, of jou rol as pa en ma, of jou deelname aan die ekonomie en jou gedeelde burgerlike lewe, wat maak dat ek en jy op gereelde basis, soms sonder dat ons daaraan dink, dat ons op gereelde basis mense, of dat ons keuses moet uitoefen, wat mense, familie en gemeenskappe onmiddellik raak. Ek, pa en jy pa en ma en oupa en ouma en vriend en vriendin. Ons kinders, of hulle klein is en of hulle groot is, ons maak baie keer keuses wat hulle lewens raak. Dan is die vraag, wat maak of wat sal maak en wat sal dit van ons verg om die regte keuse te maak? Hy's 'n besoeker. Net sommer 'n hond wat bietjie by ons kom kuier het. Wat sal dit van ons verg
om die regte keuses in die lewe te maak. Kan ons onsself indink in die lewe van die vroedvroue? Hulle word na die Farao se paleis opgeroep nadat hulle direkte opdragte ontvang het en dat hulle na alle waarskynlikheid uitgeskel word omdat hulle opdragte ignoreer en dat hulle na alle waarskynlikheid van, en dalk is hierdie Engelse woord dalk beter beskrywend in die werksplek wat baie van julle wat ons ken, subordination, van ondermyning, ondergrawing. Hierdie vrouens, hierdie vroedvroue is mense wat geen posisie het nie, maar wat ten spyte van wie hulle is, hulle self daartoe verbind om God meer te gehoorsaam en menslike lewe hoër te ag, wat kan floreer. Hulle doen wat reg is, selfs in tye wat dit hard en moeilik is, om verkeerd te doen wat reg is. Kan ek dit weer vir jou sê? Ek hoop jy sit regop. Het regop gesê, gesit toe ek dit gesê. Om verkeerd te doen wat reg is. Jy is mos veronderstel om gehoorsaam te wees aan hulle wat oor jou aangestel is. Somtyds. Kom ons kniel vir 'n paar oomblikke saam. Kom ons kniel saam met hulle wanneer hulle voor die moeders kniel om daardie verwagtende moeders te leer hoe om asem te haal en te druk en 'n menslike lewe in die wêreld te bring. Maak nie saak hoe gebroke hierdie wêreld is nie. Maak nie saak hoe gebroke hierdie wêreld is nie. Wanneer 'n mens God moet gehoorsaam, dan is daar nie omdraaikans nie. Wat dink ek en jy? Vat dit van 'n mens om God te gehoorsaam? Dit is baie maklik om God te gehoorsaam wanneer ons almal saamstem. Dis egter anders wanneer ek myself in die knyptang van die lewe bevind. Om met integriteit op te tree. Wat dink jy, vra dit van 'n mens om te bewaar en te beskerm, veral wanneer daar menslike of onmenslike druk op jou lewe toegepas word. Wanneer jou baas onredelik is, wanneer jou pa of jou ma onredelik is, wanneer jou eggenoot onredelik is. Moses se ma het ook gedink, dis nie 'n goeie plan van die Farao om haar bietjie dood te maak nie, en so het sy nou alles in haar vermoë gedoen om hierdie plan omver te werk. Maar wonder nogal, wat het sy gedink gaan gebeur met 'n drywende baba in 'n baba mandjie? Hoe ver het sy gedink gaan sy met hierdie plan van haar kom? Wat het in haar gedagtes as 'n moeder, as 'n ma gelewe? En te midde van alles wat gebeur het, maak Miriam hierdie briljante lewe sou hierdie twee dinge, sy
aanneem mense en sy bloedfamilie 'n rol deurentyd in sy lewe speel. Die vierde een wat ek dan met jou wil deel, die hoek waar haar lewe en keuse vertel vir ons dat dit inderdaad moontlik is dat wanneer jy bevoorreg is om deel van strukture te wees en deel van 'n samelewing te wees waar jy bevoorregting geniet, dat jy nogtans die vryheid van keuse het om ook vir hulle wat dit nie het, om vir hulle te kan kies. Die Farao se dogter is deel van hierdie bevoorregte stelsel. En dis aangrypend dat wanneer sy deel van hierdie bevoorregte stelsel is, dat sy kies vir mense wat nie bevoorreg is. Vir mense wie se stem ontneem word deur allerlei verskriklike dinge. En soos wat ons saam met die vroedvroue kniel voor swanger vrouens, wil ek ook vir jou vra om vir 'n paar oomblikke saam met die Farao se dogter kniediep in die Nyl te gaan staan. Hoekom neem sy die baba? Is dit omdat sy kan? Daar's na alle waarskynlikheid was daar ook goeie mense wat versorging of mense wat goeie versorgingswerk in die paleis kon verrig het. Begryp sy enigsins wat aangaan as Moses se sussie wat sy nou nie ken nie, as die vrou daar aankom om vir haar te sê, ek ken iemand wat vir hierdie kind kan sorg. En in die politiek sal ons hierdie gedagte goed ken. Word sy nie maar eintlik gespeel nie. Sy nie maar net 'n pion op die einde van die dag, soos wat ek en jy ook maar voel wat politici baie keer met ons en ons lewens doen nie. Wat vir my by die laaste gedagte bring, en dit is by 'n stem wat ons tot nou toe in hierdie storie eintlik nog nie gehoor het nie. Maar dis die stem wat ek hoop wat ek en jy met ons gaan saamneem wanneer ons hier uitloop vanmôre. Ek hoop dis hierdie stil stem wat jy môre saam met jou werk toe gaan neem. Ook die tye en die oomblikke in jou lewe, jy voel dis die stem van die Here. Nêrens in hierdie tragedie wat hom in 'n volk se lewe afspeel, wanneer babietjies doodgemaak word, families en gesinne opgebreek word, mense hulle lewens verloor as gevolg van dwangarbeid, hoor ons nie God se stem nie. Byna ongesiens en ongehoord is hy deel van hierdie verhaal. Dit hang natuurlik net af hoe ek en jy uiteindelik na hierdie storie kyk en uiteindelik na ons eie lewe.
want dit is die Here wat ruk en pluk en trek aan die Farao se hart, om uiteindelik sy volk te laat trek. Dis die Here wat die vroedvroue begenadig om dapper op te tree. Dis die Here wat hulle seën dat hulle ongehoorsaam optree, sodat hulle rein voor God kan staan sonder enige skuldgevoelens. Dis die Here sonder dat ons sy stem hoor, wat die verdruktes bemoedig en vertroos. Dit is die Here wat Moses se maatjie in reddende arms instuur. Alhoewel die Here nie praat nie, handel en tree hy op so 'n manier op, dat Moses se storie deel uitmaak van 'n groter storie, wat uiteindelik tot my en jou redding gelei het. Dat Moses deel word van 'n storie waarin Jesus uiteindelik die hoofrol speel, sodat ek en jy uiteindelik in ons lewe kan raak sien, ons pas by die storie in, al voel dit nie altyd so nie. Mag die Here vir jou seën op die deel van die lewenspad waar jy jouself vanmôre bevind. Al hoor jy nie die Here nie. Al dink jy, wat is besig om vir my te word? God sien nie, raak nie. Daar's mense in die geskiedenis wat ook so gedink het. Hoe bevoorreg is ons, as ons vanmôre kan weet, glo en bely, ons is deel van God se uiteindelike storie, wat op die hemelstad sal uitloop. Amen. Here, dankie dat ons deel van 'n storie kan wees. Dankie dat ons U ook met ons lewe kan verheerlik. Dankie dat ons vanmôre dit vir mekaar kan sê, dat ons dit uit die woord kan hoor. U is nie net stil omdat U stil is nie. U kan nooit uit die storie uitgehaal of weggevee word nie. En so bid ek vanmôre vir elkeen van hulle wat vanmôre hier sit. Vir elkeen wat vanmôre diep in sy hart wonder, waar pas ek in?
Dankie dat u besig is om aan elkeen se lewe te skryf. En dat die storie wat u met mense se lewens skryf, altyd, hulle wat aan u behoort, altyd 'n goeie, geseënde, vredevolle, vreugdevolle einde sal hê. Seën vir ons elkeen in hierdie dag en ook in die week wat voorlê. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied. Ontvang die seën van die Here, van leef
in die wonderlike, vreugdevolle wete, dat waar hy vir my en vir jou seën, daar pas ons presies by God se prentjie in. Ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees, sal elke dag met my en met jou wees, totdat Jesus eendag weer op die wolke terugkom. Amen.